En elkeen van u, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer hier voor u te staan en die woord van die Here te bring. En is my begeerte van my hart dat die Here vandag elkeen van u sit sal kom besoek. Ek wil u vra om vandag jou gees, jou siel en jou liggaam oop te stel vir die werking van die Heilige Gees. Want vandag gaan ons na 'n baie relevante boodskap kyk. Het is nie iets vir net vir 1000 jare terug geskryf is nie, maar is net so relevant in die tyd waarin ons lewe. En mag die Here ons help dat ons alles in sy woord sal meet. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, ons kom na u toe in diepe afhanklikheid. En ons sê vir u Here, dankie dat u 'n goeie God is. Here, vanoggend kom ons na u toe en ons erken Here ons swakhede en ons nietigheid. Maar in dieselfde asem weet ons, Here, dat u 'n wonderlike God is, Here, die God van hemel en aarde. En dankie, Here, dat u gedagtes nie ons gedagtes is nie, Here, en dat u nie op die aarde is nie, maar in die hemel. Ek vra, dat u deur die Gees vandag met elkeen sal werk. Ek vra, Here, dat u met elkeen 'n pad sal loop. As daar bemoediging nodig sal wees vandag, dat u iemand bemoedig. As daar onderwysing vandag benodig word, dat u vir ons onderwys gee, Here. Vader, en as u vir ons leiding wil gee en ons teregwys om in die wil te bly, laat dit so wees. En ek vra, Here, dat u deur die magtige krag van Jesus Christus enige werke van die duisternis sal afsluit, wat vanoggend, Here, dalk hier sal vorm om teen ons te werk, Here, en teen die woord te kan werk. Dat ons op Jesus Christus sal fokus. Ek vra, Here, dat u vanoggend die prediker sal wegvat, Here, en dat die kruis van Jesus Christus triomfeer. Dat die kruis van Jesus raak gesien word, Here. Want, Here, op die ou ende is ons die draers van goeie nuus. Ons is die draers vir die evangelie, vir die reddende genade van Jesus. En dankie, Here, dat u aan ons gedink het, toe aan die kruis gehang het. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus en met danksegging. Amen. Nou ja, ons versie wat ons reeds gelees het, wat Paul vir ons gelees het, sê, bewaak jou hart meer as enigiets anderster wat bewaak moet word. En het jy gehoor wat Paul bygesê het? As jy dit nie doen nie, dan raak jou kop die mekaar. Nou, ek het nie hierdie met Paul gedeel nie, soos die Gees werk. En ek wil vandag vir jou, uit die skrif uit vir jou 'n paar goed wys, wat Paulus in die gemeente geleer het, wat natuurlik deur God geïnspireer is. Wat se effek is daar, as jou hart nie reg is nie? Daarom is dit vir die Here so belangrik, en die woord so belangrik, bewaar jou hart, meer as enigiets anders wat bewaar moet word. En nou praat ek nie van die meganiese pomp wat jou bloed pomp nie, ons praat in jou diepste wese, wat ons sê in ons hart. Nie almal weet tog dit, wat dit eintlik beteken. Ons praat nie van die orgaan, hartorgaan, ons praat hier in jou diepste wese. Nou wil ek vir jou sê, aan te sluit daarmee, bewaar en bewaak jou hart, meer as enigiets anderster. En ek wil vir jou sê vandag, daar's 'n stryd teen onsigbare kettinge in elkeen van jou se sak. En ons gaan vandag bietjie kyk. Die telefoon wat jy so in jou sak kan dra, natuurlik kan dit tot aanwending van die koninkryk gebruik, want die Satan vat alles wat mooi is en sleg is, en hy kom en hy verwoes dit. Ek sê vandag in die meeste tyd, Satan val jou aan hoofsaaklik onder 3 groepe. Die eerste groep is hoogmoed, want dit is die moeder van alle sonde. Tweede is geld, the love of money. Nie geld nie, the love of money. Nogal 'n groot verskil. En derdens is natuurlik die seksuele. En jy kan maar kyk, alles kan jy onder een van hierdie kategorieë sit. Satan kan nie skep nie. Dan was 'n tyd toe Satan kon geskep het. Hy kan nie meer skep nie. So hy gebruik die ou taktiek oor en oor en oor om twyfel in jou hart te saai. Daarom wil ek vir jou vandag sê, daar's 'n stryd in jou lewe. En as jy nie 'n stryd het daarmee nie, is daar baie beslis iemand met stryd naby jou. So die boodskap is nie vandag vir die mense eintlik wat in die kerk sit nie. Die boodskap is eintlik vandag vir die mense buite die kerk. Maar ons moet weet wat aangaan. En ons moet ons oë oopmaak om ook te sien wat in die tyd van die dag aangaan. Dit was nou ongelukkig
So in die Bybelse tyd, en spesifiek in die tyd van Efesiërs, toe was daar jare gelede in Suid-Afrika was daar wetgewing wat jou beskerm het teen al die goed. Die afgelope 10 jaar het dit begin stelselmatig weggeval, tot en met waar ons vandag staan, en ons gaan 'n bietjie kyk na dit. En daarom sê ek vir jou, bewaak jou hart meer as enigiets anders, en ek wil dit oor en oor vir jy uitskree, en ons gaan kyk, wat is daar, onder andere, wat ons hart van moet bewaak. Al die statistieke wat ons vandag gebruik, as daar enigiemand is wat nog nie op die WhatsApp groep is nie, stuur asseblief vir my, of vir die kantoor of vir Rita boodskap sê, ek is nog nie op die Telegram groep nie. Die rede vir dit is, ons wil nie graag iemand byvoeg, en die persoon wil nie graag daar wees nie. Dis 'n stap van geloof, ons stuur vir jou 'n skakel, en wanneer jy op die skakel klik, dan is dit uit jou eie keuse uit, niemand is geforseer nie, en dit is so, sekere werke laat nie fone toe nie, ons verstaan, jy wil nie boodskappe kry nie, maar as daar enige iemand is wat nog nie op die WhatsApp groep van die kerk is nie, en jy wil graag daarop wees, geen verpligting nie, laat weet vir ons, want dan gaan ek, die volgende sal ek dan natuurlik op die WhatsApp groep plaas, en as dit te groot is, dan sal ek dan die skakel daar plaas, waarop jy dit op die internet kan kry. Die eerste wil ek duidelik sê, dat die statistieke kom van 2025 se statistieke af van UNISA, ondersoek wat gedoen is daar, dis beskikbaar, so ek sê niks uit my duim uit nie. Tweede is daar 'n boek geskryf deur Gary Wilson, hy's 150 bladsye lank. Wat 'n effek het die goed wat jy op jou foon kyk, op jou brein? Die voorblad lyk so. Dit is vrylik beskikbaar op die internet. Ek sal die op die WhatsApp groep sit. As dit te groot is, sal ek die skakel daarna sit. So, dit het aangesluit natuurlik met die studie van Efesiërs. Nou wil ek net vir u graag sê, ons gebruik die woord om die wetenskap te meet. Dis nie andersom nie. Vandag se mense sal vir jou sê, die wetenskap het bewys dat die woord waar is. Dis nie skriftuurlik nie. Ons kan sê, die woord bewys sekere van die wetenskap as waar. So as wetenskap waar en reg en korrek is, meet ons dit aan die woord, en as dit in lyn is met die woord, aanvaar ons dit as die waarheid. Maar as dit teenstrydig is, so enige ander leringe, verwerp ons dit en ons kyk na wat sê die woord van God. Alles is ondergeskik aan die woord van God. Nou vandag wil ek vir u vra om 'n gedeelte saam met my te lees. Efesiërs 5 vanaf vers 1, en ons gaan net die eerste 13 verse saam lees. Ons gaan eers kyk, wat is daar vir ons opgeskryf in die woord, sodat ons nie gaan kom met ons eie sieninge en ons eie menings en ons eie opinies nie, maar wat sê die woord van God, en dan sal ons verder uitbrei. Efesiërs 5, en hier is natuurlik geskryf deur Paulus aan die gemeente van Efese, en ons sal later kyk bietjie na die geskiedenis van hierdie dorp, maar wat is opgeskryf vir ons? Dis baie relevant vir daai tyd, maar ek wil sê, dis heel waarskynlik meer relevant vir die tyd waarin ek en u tans woon. En ons gaan kyk nou na die statistieke. So stel jy hart oop en die verstand oop, en laat die Heilige Gees toe om in die hart te werk. Efesiërs 5 vanaf vers 1. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heilige betaam. Ook nie gemeentheid of dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging, want dit moet julle weet, dat daar geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgoddienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.
laat niemand julle met ydelle woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik self om te noem. Maar al hierdie dinge wat deur die lig bestraf word, word geopenbaar, want alles wat geopenbaar word, is lig. Ons lees net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. Soos ons reeds gesê het, vandag dra elke persoon, elke man en elke vrou en elke kind. En voor ek verder gaan, wil ek graag vir u verduidelik hoekom staan ek aan die linkerkant van hierdie. Wanneer jy niks het om weg te steek nie, jy nie 'n skerm agter wat jy wegkruip nie. Daar word geweldig baie gelieg vandag van kansels af. Ongelooflik baie gelieg. En behalwe dat daar gelieg word, wil die sogenaamde domies en pastore en priesters en wat naming hulle ook al het, God laat goed lyk. Nou geliefdes, God het nie nodig dat ons hom laat goed lyk nie. Hy laat homself goed lyk. Ons is geroep om gehoorsaam te wees in sy woord. Wanneer ek aan die linkerkant staan, is dit net vir my makliker, en daar is al 'n vraag hier en daar, hoekom staan ek daar? Ek is nie 'n voorloper van rondspring voor nie, maar hier is niks om weg te steek nie. Wanneer jou liggaam oop is, daar's niks nie. Die Here ken my hart, en as jy oop is, sal jy verstaan dat dit oop is. Dis hoekom ek hou daarvan om by die linkerkant te staan. Jammer dat ek myself nou onderbreek het, maar dit is die rede hoekom ek daarvan hou en verkies om aan die linkerkant te staan. Ons het gesê, daar's iets in jou sak, in elkeen van ons se sak. En weer eens is die iets wat in jou sak is nie die probleem nie. Dit wat daarop gebeur, is die probleem. Dieselfde met geld. Niks fout met geld as die Here jou seën, soos met Job nie. Maar hoe jy dit aanwend, is verkeerd. Nou die Satan gebruik dan ook, behalwe geld natuurlik, gebruik hy daai apparaat, of dit nou jou komputer is, dis dieselfde ding wat ons van praat, of jou telefoon, of jou tablet, of wat ook al, dis dieselfde ding. En eintlik is dit, 'n telefoon, is eintlik soos 'n groot rioolpyp, wat al daai gemors in jou kop ingooi, as jy na die verkeerde goed toe kyk. En dis asof dit afgedamp word in jou gedagtes. Dis hoekom Paul ook gesê het, nou, dit maak jou kop die mekaar, bewaak jou hart, waarna jy kyk, want dit word afgegooi in jou verstand, en dit verrykende gevolge, wat ons nou nog gaan kyk. En hierdie is geen nuwe geveg vir die mensdom nie. En om te verstaan hoe dringend hierdie boodskap eintlik vandag is, vir elkeen wat hier sit. Nou wil ek sê, die jongste kinders wat ons van praat is 7 jaar oud. Die oudste is in die 70, met wie ons die paadjie loop wat herken. Die meeste mense herken nie dat hulle 'n probleem het hiermee nie, want dit is vernederend. En ons sal ook kyk nou, hoekom is dit so vernederend? Maar die mense wat wel die vrymoedigheid het, of as jy 'n bietjie pad hulle loop en sê hulle, hoor jy, ek het 'n groot probleem, en ons almal weet natuurlik wat is hierdie probleem. So dit strek reg deur die samelewing, alle ouderdomsgroepe, alle vlakke van jou status raak dit. En dit is so ernstig, dit sal opgeteken vir ons in die boek van Efesiërs wat Paulus geskryf het. En hy het daarteen gewaarsku, en hy het vir mense gesê, hoorie, hier's 'n ding wat gevaarlik is vir die mense, wat natuurlik Satan wat natuurlik gebruik het, wat sy intensie goed was deur die Here, maar Satan kom om te slag en steel en verwoes. Nou, kom ons gee net die agtergrond van die gedeelte wat ons nou gelees het van die boek Efesiërs.
Dis 'n brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente van Efese. Nou het ons gelees in vers 3 van Efesiërs 5. Ons het gelees, maar hoerery. Nou hierdie woord hoerery in die Griekse taal, met ander woorde, in die oorspronklike taal waarin dit geskryf is, het Paulus die woord pornia gebruik. Jy kan maar gaan kyk op u soort, wat die oorspronklike taal is. Onthou dit was in Grieks. Die Ou Testament is in Hebreëus en Aramees geskryf, Nuwe Testament in Grieks, vir 'n eenvoudige rede, dit was 'n wêreldtaal, soos in Engels nou vandag 'n wêreldtaal hoofsaaklik word. Nou hierdie woord vir hoerery, die oorspronklike Griekse woord is pornia. Paulus skryf van alle hoerery, pornia, wat ons nou sal praat, en allerhande onreinheid of gierigheid moet daar selfs onder julle nie genoem word nie. Nou hierdie woord wat Paulus gebruik, pornia, is natuurlik die woord waar ook pornografie vandaan kom. As jy dit terug wil trek. Onder andere beteken dit ook pornografie. Nou, in die tyd wat Paulus hierdie geskryf het, was daar 'n verskriklike seksuele afval gewees in die stad van Efese. Nou, hierdie Griekse woord beteken alles wat sonde is ten opsigte van die seksuele losbandigheid. Het sy hoerery, het sy buiteegtelike verhoudings, het sy prostitusie en het sy ook die moderne stryd wat vandag baie meer is aan pornografie. Dit is dieselfde woord wat gebruik word. So hierdie geskryf van Paulus is vir ons baie belangrik. En as jy so 'n bietjie navorsing doen, dan is dit nogals kommerwekkend hoe van toepassing hierdie gedeelte is. Hy sê, hierdie moenie eers onder julle genoem word nie. Nou, wat hierdie eintlik beteken in die oorspronklike taal, hy sê nie, ons mag nie daaroor praat en mekaar waarsku nie. Dis nie wat Paulus hier sê nie. Dis wat jy nou hier sal lees, wat jy lees, dit moenie eers onder julle genoem word nie. Maar in die oorspronklike taal, wat dit beteken, as jy dit nou in ander woorde kan omsit, daar moet asseblief nie van enige iemand gesê word dat julle onsedelik is nie. Niemand moet van julle kan sê dat julle onsedelik is nie. Dis hoekom dit moenie eers onder julle genoem word nie. Dis wat Paulus daardeur betaal. Vir ons wil sê en vir hulle wil sê. Nou hierdie stad Efese was 'n goddelose stad gewees. So die eerste eeu na Christus was dit die hoofstad gewees van die Romeinse provinsie Asië. So dit was 'n baie prominente hawestad en handelsstad gewees van daai tyd gewees toe Paulus hierdie geskryf het. Dis vandag baie naby aan die dorp Selçuk in Turkye. Dis net so van die kaart af wat die oorspronklike stad Efese was. Nou Efese was egter ook die sentrale punt gewees van aanbidding vir die godin Artemis. Nou, ek weet nie wie van u het al van die afgod Artemis gehoor nie. Die tempel wat daar was ook bekend as die tempel van Diana. Diana Huntress natuurlik. Nou, ons wil ons nou nie opsaal met al die afgodsname nie. Sien net vir die geskiedenis wat in die stad gebeur het. Nou baie interessant, in hierdie stad was daar hierdie tempel van Artemis of dan die tempel van Diana, soos wat jy dit in Latyn sou sê. En sy het volgens wat hulle geglo het, sê dit was so nie, maar wat die mense van daai tyd geglo het sy nog 'n tweelingsuster ook gehad. En die tweelingsuster se naam was niemand anders, of sy was die tweelingsuster van 'n persoon met die naam van Apollo gewees. Net so vir 'n interessantheid. En Apollo was natuurlik die god van die son, die god van musiek en die god van dans, die afgod gewees. En daar was geglo dat hierdie Artemis gebore is uit die hoofafgod Zeus. Nou vir u wat nog nooit gehoor het van Zeus nie, dis die afgod van donderweer en die afgod van lig. Ons praat van die lig waarin die voëls vlieg.
En weet jy wat is die Latynse naam vir hierdie afgod? Jupiter. Baie interessant, né? Die broer ook van die afgod Neptunus en Pluto. So alles kan jy sien. En dan kom ons terug wat die woord vir ons sê. Die hele wêreld is in die mag van die bose. As jy begin 'n studie doen, dan word hierdie goed vir jou, sjoe, die hele wêreld is in die mag van die bose. So ek wil net vir julle die agtergrond gegee het van hierdie stad. So hierdie godin Artemis, kom ons fokus nou net 'n bietjie op haar. Sy was die moedergodin gewees van hierdie stad Efese. En daar was tempels gebou vir haar. Tempel van Artemis en die tempel van Diana is dieselfde tempel. En dit was een van die 7 wonders gewees van die antieke wêreld, hierdie tempel gewees. Nou wat het in hierdie tempel gebeur? Daar was seksuele onreinhede. Daar was tempelprostituie wat daar gewerk het. Die Christene in Efesië het geleef in 'n stad wat letterlik omring was deur seksuele losbandigheid van daai tyd gewees. En die seksuele losbandigheid was as normaal beskou in daai tyd. Daar was letterlik bordele, of kan ek sê soos die ou vertaling sê, hoerhuise in elke straat van hierdie dorp Efesië of die stad Efesië. En dit bring ons terug na 1 Johannes 5 vers 9, dit sê wat ons weet dat die hele wêreld in die mag van die bose is. Ons is beskerm, die meeste van ons wat in die 60, 70 en 80 jarige groot geword het, was beskerm deur wetgewing, maar dit is opgelig, dit bestaan nie meer nie. Nou is ons terug, die mens het maar so natuur wat hy terugval in dieselfde sondes. Ons is weer in dieselfde gevaar waar die Christene was in Efesië, toe Paulus vir hulle gesê het, maar hoerery en onreinheid moenie eers onder julle genoem word nie, menend dit moet nie onder julle plaasvind nie. In die week wat verby is, hierdie het nou natuurlik 'n lang aanloop gehad, deur mense wat ek sien en kinders wat ons sien, het ek so 'n bietjie 'n ooreenstemming gemaak, 'n vergelyking gemaak tussen die dorp Efese, toe Paulus hierdie geskryf het, en die tyd waarin ons vandag bly. En ek het tot die slotsom gekom. In die tyd van Efese was die Artemis kultuur en tempelprostitusie die grootste ding wat mense geaffekteer het vir daai tyd. In hierdie belangrike handelsstad, havenstad van die tyd gewees. En vandag is dit natuurlik die pornografiese kultuur van ons tyd, wat miljarde mense affekteer en miljarde dollars inbring vir die mense wat dit daar plaas om geld in te bring. Die onreinheid van destyds was net geopenbaar in hierdie afgodstempel van Diana. Maar vandag word daai ding privaat gedoen. Dit wat jy privaat na kyk. Dit is eintlik die enigste verskil wat daar is. Jy dink jy doen dit privaat, maar kom ek vertel jou diensverskaffer weet presies waarna jy kyk. Die versoeking is vandag baie meer toeganklik. En die skerm waarna ons kyk, bied vir ons 'n valse gevoel van naamloosheid. En dis die verskil tussen daai tyd. Daai tyd het die mense ingegaan en die tempelprostituie gaan besoek. Vandag word dit in die geheim skerm gekyk. Maar die effek is presies dieselfde. Wat Paulus hulle teen gewaarsku het, waarsku ons ook vandag. En as ek dit nie sou sê vandag nie, sou ek ongehoorsaam wees aan die woord van die Here. So ons staan vandag presies voor dieselfde keuses
as wat die mense van Efesië gestaan het. Ons leef volgens die standaarde van die wêreld, is jou keuse, of jy leef want jy is tempel van die Heilige Gees. Nou ons almal weet in 1 Korintiërs 6 vers 19 staan daar, of weet julle nie, dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Ons het 'n keuse. Elkeen van ons het 'n keuse. Watter God dien ons? Bedien ons of aanbid ons die God van hierdie wêreld, en ons almal weet natuurlik wie is hy, of aanbid ons die ware God, die skepper van die hemel en die aarde, en laat ons toe dat sy Heilige Gees in ons bly, en dat is 'n keuse, en moenie dink, dit is nou iets daar ver nie, werk net so 'n bietjie 'n dag met mense wat deur hierdie goed sit, en jy sien, hoe het hierdie goed onder hulle velle ingekruip, en wat is die eindresultaat van wat gebeur het in hulle lewe. Nou wat is die gevaar? Wat is die gevaar van dit wat jy na kyk op jou selfoon? Of wat, ek sal eerder sê, wat is die gevaar van die verkeerde goed wat jy kyk op jou telefoon? Die Bybel sê duidelik dat die sonde vernietigend is. Dis nie iets niets nie. Ons lees in Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. Nou net soos met die sondeval het Adam en Eva nie dadelik doodgeslaan nie, toe die Here gesê het, julle sal sekerlik sterf nie. Maar dit beteken die mens sal tot sterwe kom. So wanneer jy na hierdie goed kyk, bring dit vir jou 3 tipe doods in jou lewe mee. En so seker as wat die Here lewe, want dit is opgeskryf in die woord, gaan jy deur hierdie 3 tipe dode gaan, as jy hierdie goed verslawend en aanhoudend kyk, jy nie tot inkeer kom nie. Die eerste is natuurlik 'n geestelike dood. Moenie verbaas wees dat jy nie meer geestelik kan groei nie. Al wil jy ook. Die tweede ding is, as jy aangaan met dit, volg dit na die tweede dood, die liggaamlike dood. Want nou lei dit wat jy kyk na iets anderster, en dit lei na iets anderster, en op die ou ende maak dit jou dood. Die woord sê, die loon van die sonde is die dood. En dan bring dit jou tot die derde dood. En dit is natuurlik die ewige dood. En die poel van vuur, wanneer jy sal staan en geoordeel word. So ons moet baie versigtig wees. En die duiwel weet waar is die mense se swakpunt. Die duiwel weet, die mens is gemaak, sy eerste drang, en jy kan maar my glo of nie, die eerste drang van die mens is om te oorleef. Kyk bietjie na 'n programme wat op 'n eiland gesit word, of gaan kyk bietjie na mense wat vliegtye val in die woestyn. Hulle eerste drang is om te oorleef. Die tweede drang van die mens is die seksuele drang. En as dit nie aangewend word soos dit God bestem het nie, is dit dodelik. Dodelik, en dit het verryke gevolge. So kom ons gaan kyk bietjie, wat is die gevaar? Wat gebeur as jy na hierdie goed kyk? En weer eens sê ek praat vandag eintlik met mense wat nie in die kerk is nie. Ek praat van mense wat daar buite is. So as ek nou sê, dis nou u en jy, bedoel ek nou nie jy nie, ek bedoel dis wat in die wêreld aangaan, die wêreld daar buite. So wat is die gevaar van pornografie dan op jou mensebrein? Presies wat Paul gesê het. Sê nie jou hart bewaar nie. Dan maak dit jou kop die mekaar. Nou, daar's baie mediese en wetenskaplike terme vandag, en ek is nou nie 'n kenner van die mediese veld nie, maar ek gaan vir julle sê, wat effek in gewone Afrikaanse taal, wat se effek het dit op jou brein, as jy nou die prentjie oopmaak, en jy kyk nou 'n bietjie na die verkeerde goed. Jy moenie dink, is net jong seuns wat daarna kyk nie. Jy sal verbaas wees. So in hierdie tweede drang wat die mens het, gebruik die Satan, en hy kom draai dit om. En elke keer as jy na die goed kyk, wat jy nie veronderstel is om te kyk op jou telefoon nie, skei jou brein dopamien af. Nou, wat gebeur as jou brein dit
afskei. Jy word eers plek verras en dis 'n lekker voel. Dit word ook bekend genoem as 'n lekker voel. Chemikalie wat jou brein afstel, as jy dit nou vir die eerste keer sien. Maar later raak dit 'n dopamien oorskot en dit bring verslawing mee. Ek gaan nou 'n bietjie meer praat oor dit. En as ons vanself vra, wat is hierdie chemikalie dan dopamien? Wat is hierdie nou? Om dit nou in eenvoudige taal te stel, sodat ek dit kan verstaan om ook oor te dra. Dit is 'n fascinerende neurotransmitter wat 'n belangrike rol speel in die mens se brein en meer spesifiek in die plesiersentrums van jou brein. Dit word nou dikwels na verwys dan natuurlik as 'n stof wat jou laat beter voel en goed voel oor dit wat jy doen. En dit is verantwoordelik vir die verskeidenheid van fisiologiese en sielkundige prosesse en maniere hoe jy optree. Byvoorbeeld, jou motivering en selfs jou verslawende gedrag. Met ander woorde, kom ons stel dit anderster. Pornografie werk soos 'n dwelm, 'n verdowingsmiddel. En nou praat ek nie iets van wat voorgeskryf is deur jou mediese dokter vir die regte behandeling, maar natuurlik is daar tyd en plek. Ek praat van, u weet wat ek praat van, verdowingsmiddels, van verbode verdowingsmiddels, of dit wat nie reg is nie, nie gereguleer word nie, nie deur professionele mense geskryf word nie. Pornografie werk soos daai verdowingsmiddels, daai pilletjies wat R40 hoor ek kos hier in Nigel. Dit werk amper so. Hoe meer jy daarvan kry, hoe meer het jou brein nodig om dieselfde bevrediging te kry. En dit is hoe 'n bietjie kyk op jou skerm verslawend raak. Presies soos verdowingsmiddels. Die menslike brein is 'n baie ingewikkelde orgaan. En dit is 'n baie komplekse orgaan. En die Here het dit so gemaak. Dink 'n bietjie terug aan ons gewone mense nou, nie mense wat spesifiek werk in die gedeelte nie, maar ons gewone mense. Aan die eerste keer wat jy 'n dooie liggaam van 'n persoon gesien het. Daai skok op jou en daai gesig en daai kleur van daai persoon sal jy amper nooit in jou lewe vergeet nie. Maar wanneer jy elke dag na dooie liggame kyk, gaan jy nie, jy raak gewoond daaraan. Jou liggaam raak gewoond daaraan. Wanneer jy nou weer bietjie geprikkel word as jy liggaam sien wat nou uitermate vernietig is, en dan sal dit jou weer raak. So die mens word gewoond aan dit wat jy sien. En dis presies wat pornografie doen. Jy word gewoond aan dit wat jy sien. En nou soek jy iets ergers, iets wilders, iets meer intensief, sodat jou brein gestimuleer sal word. Of soos dit Paul gesê het, jou brein so 'n bietjie die mekaar maak. Nou wil jy dieper. En jy wil meer van die verdowingsmiddels hê. Jy wil 'n meer dosis gebruik, want jy kry nie meer dieselfde satisfaksie nie. Jou brein raak nou gewoond daaraan. Dis nou maar niks nie. Dit is die eerste en een van die grootste gevolge van pornografie. En nou wil ek vir jou sê verder, het hierdie wat jy na kyk, het 'n verdowende effek op dele van jou brein. Wat jou aanvanklik geskok het, lyk nou later vir jou normaal. Dit skok jou nie meer nie. Jy raak nou gewoond daaraan. Met ander woorde, jou standaarde word verlaag. En dit word al hoe laer. En jy wil al hoe veiler. En jy wil al hoe dieper. En jy wil al hoe leliker goed sien. Nou die voorste deel van die brein, wat verantwoordelik is vir selfbeheersing, of goeie besluitneming, hy word verdoof. Dit word verdoof. Die prefrontale korteks is die mees voorste gedeelte van jou brein, van jou frontale lob. En dit is geleë net agter jou voorkop. Baie naby jou oë, interessant nie. Net
agter jou voorkop, is hierdie prefrontale korteks geleë. En hierdie gedeelte word beskou in leuke terme woorde as uit die beheerbare, uitvoerende gedeelte van jou brein. Dit is soort van die operasionele kamer, die bevelsentrum van die brein. Nou hierdie hoë orde kognitiewe funksie is dit wat die mens van die dier verskil. Kom ek sê dit in ander woorde. Voordat jy reageer op iets wat jy hoor en doen, dink jy net so 'n bietjie daaraan. Jy reageer nie op instink soos 'n dier nie. Jy dink jy's bietjie, wat is die gevolge van my aksie? Alhoewel baie van ons mense sukkel nog met dit, maar jy het dit ook daarom daar. Jy dink, wat is die gevolge van dit? En jy reageer nie net op instink en emosie nie. En dit is wat die mens en dier onder andere verskil. Die reageer eintlik maar net op instink. En dit is die kern van jou oordeelsvermoë, lê hier in die voorste gedeelte van jou brein. Dit is hoekom later mense sê, ek het nie meer beheer oor dit wat ek kyk nie. Ek kan nie help nie. As ek my kan kry, dan kyk ek na hierdie goed. Hoekom? Want daai gedeelte van jou brein is verdoof, as ek dit nou so kan stel. Dis gewoon daaraan. Jy beheer nie, jy dink nie meer aan die gevolge nie, jy is nou amper soos 'n dier op instink. Want daai gedeelte is nou heeltemal verdoof. En dit beheer jou. Die mens se brein, spesifiek die voorste gedeelte, is dan die beheersentrum wat verslaaf raak aan hierdie kunsmatige prikkels. Dit is soos sout water. Hoe meer jy van die water drink, hoe dorser word jy. As ek dit nou so kan stel. Dit is soos Dawid, wat een keer gekyk het na Batseba. Moenie dink sy was nie mooi nie. En moenie dink, as jy jouself 'n Christen noem, jy sal nie struikel nie. Want onthou, ons is nog sondig, ons is nog vlees, en die vlees stryd teen die gees. En dit het verrykende gevolge vir Dawid gehad. Dit het gelei in Dawid se geval tot egskeiding, tot moord en tot verskriklike hartseer wat in sy lewe gekom het. Kom ons kyk wat sê die statistieke. Nou moet jy styf aan jou stoel vashou. Ek sal dit op die groep plaas van Unisa, 2025 se statistieke. Die nuutste statistieke, spesifiek Suid-Afrika. Ons praat nog nie eers van ander lande nie. Ons praat van ons eie huis hier in Nigel. Wat sê die statistieke? Die gemiddelde ouderdom wat kinders in 2025, met ander woorde hierdie jaar waarin ek en jy lewe, blootgestel word aan pornografie. Die gemiddelde ouderdom is tussen 7 en 10 jaar. En nie altyd doelbewus nie. Hulle het dalk iets gegoogel, nou is daar iets, en nou lei dit tot iets, en nou lei dit tot iets. Dit kan dalk parabuis opkom. Maar die statistieke sê, die gemiddelde ouderdom is tussen 7 en 10. Daarom skroom ek nie om vandag dit hier vir u te sê nie, want as hulle dit nie hier gaan hoor nie, gaan hulle dit of by die skool hoor, of by die maats hoor, of op die verkeerde plek sien. Daarom is ons soos Paulus se verantwoordelikheid om die mense te waarsku oor die gevare daarvan. Die gemiddelde tyd wat 'n persoon, maak nie saak wat die ouderdom is nie, na 'n pornografiese klip kyk, is 11 minute en 2 sekondes. Interessant nie? Die gemiddelde kind vandag, en as ek kind praat ek mense onder 18 jaar. Die studie is gedoen vir kinders onder 18 jaar. Die gemiddelde besoek, soos ons reeds gesê het, is 11 minute 2 sekondes, maar die tyd wat per dag op die selfoon gespandeer word, is 3 ure en 17 minute. En ons almal weet wat die meeste na gekyk word. Hier kom die volgende skok wat ons gekry het
84% van seuns onder 18 is verslaaf aan pornografie. 54% van meisies onder 18 is verslaaf daaraan. Daai tyd is lank al verby, wat dink ek net seuns kyk dit. Wat 'n skokkende ontnigtering om na hierdie statistieke te kyk. Ek vra jou pa, ma, weet jy waarna kyk jou kind? Weet jy waarna word hulle blootgestel? Moenie dink hulle gaan jou nie flous nie. As jy sien, dan gaan die punte af en die kinders sit met probleme en probleme en probleme. En as jy so dieper grou, dan kom jy agter waar is die wortel van die probleem. Paulus het nie stil gebly oor hierdie goed nie. Hoekom moet ons nou stil bly? Net 'n paar jaar terug in Suid-Afrika. Ek praat nou van toe ons kinders was in die 80er en 90er jare. Het hierdie goed nie bestaan nie. En dit wat wel bestaan het, die sogenaamde blou flieks en tydskrifte wat onwettig die land ingekom het. As die polisie jou gevang het daarmee en veral as jy nog handel gedryf het, is jy in die tronk gestop. Vandag is dit vrylik beskikbaar vir enigiemand en is net een klik weg. Dis nie is met moeite nie. Pornografie wat miljoene mense wêreldwyd insluk. Elke dag. Dit verwoes natuurlik huwelike. Dit steel die reinheid wat God bestem het. Dit kweek 'n vals beeld van liefde en intimiteit. Nie soos wat God dit bestem het nie. Jy leef eintlik in 'n fantasiewêreld. 'n Onrealistiese fantasiewêreld. Deur al hierdie riool wat jy na gekyk het. Romeine 8 vers 13 staan daar vir ons, opgeteken deur Paulus. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Nou wat sê die woord? Wat is die gevolge van hierdie seksuele sondes? Dit sluit nou al 'n seksuele losbandigheid buite die huwelik in. Wat is die gevolge? Die Satan se strategie is natuurlik baie slims. Hy neem dit wat God gemaak het as goed en rein en hy verdraai dit as 'n wapen teen jou om jou te verwoes en jou te vernietig. Die Bybel waarsku ons baie duidelik. Paulus skryf in 1 Korintiërs 6 vers 18. Vlug weg van die hoerery. Elke sonde wat 'n mens doen, is buite jou liggaam. Maar wie hoereer en na hierdie goed kyk, sondig teen sy eie liggaam. Wat 'n uitsondering van hierdie sonde is dit nie teen ander sonde nie. En dit is nie net natuurlik 'n geestelike sonde nie. Natuurlik is dit 'n geestelike sonde, maar dit is veel meer as net 'n geestelike sonde. Dit raak 'n fisiese sonde teen jouself. Jou liggaam, het ons gelees, is 'n tempel van die Heilige Gees. Om dit nou deur onreinheid te besoedel, is om teen God self te sondig. Ek lees van 'n jong man wat in pyn was en sy lewe as een pynhoop beskou het, moedeloos. Hy kan nie voortgaan nie. En dit het alles begin as jy terugwerk. Deur 'n paar sessies en gaan jy terug en dit begin by net 'n nuuskierigheid. 'n Bietjie kyk hier en 'n bietjie kyk daar en naderhand voor jy kan sien as jy verslaaf, jou verhouding verbrokkel. Jy kan nie meer eers normaal funksioneer nie. En jy het 'n gevoel dat jy ver van God af is. Nou almal weer die dief kom om te slag en te steel en te verwoes. Seksuele sonde lyk soos bevryding vir sekere mense as die dinge te veel raak. Wat se verskonings daarby sit.
maar dit eindig in gevangenskap, in kettinge. Daarom sê ons, dis kettinge in jou sak. Pornografie lyk privaat. Dit lyk vir jou, who will know, wie wil weet. Maar dit dra 'n openbare gevolg. Moenie dink dat die gevolg van wat dit het nie raak gesien gaan word. Binnekort dalk deur jou ouers, deur jou eggenoot, deur die mense by die werk. Alles begin agteruit beweeg. Nou wat se gevolg is daar nog? Dit steel die liefde in die huwelik. Die fisiese liefde en ook die seksuele liefde, dit steel dit. Dit vat dit weg. Dit maak die mens geestelik koud. Dit bring selfverwyte en skuldgevoelens. En as jy weet hoeveel mense sit met selfverwyte en skuldgevoelens oor dit wat in die verlede gebeur het. En dit vernietig die mens as jy sit met hierdie selfverwyte en skuldgevoelens. En dan in die meeste gevalle kan jy nie eens help om maar net weer weer daarna te kyk nie. En dit bring skaamte in jouself en dit veroorsaak dat jy 'n dubbele lewe lei. Dis die gevolg van dit wat op die skerms na vore kom. Maar nou kom ons vandag en ons wil vir u sê, dit is nou die slegte nuus. Nou bring ons vir u die goeie nuus. Daar's hoop in Christus. As Christus ons vrygemaak het, is ons waarlik vry. Die goeie nuus is natuurlik dat Christus sterker is as enige verslawing, enige probleem wat jy het. Ons is nie gemaak om in stof soos 'n slang te seil en in die hole te wees nie. Ons is gemaak om vry te vlieg sodat ons God kan verheerlik in alles wat ons doen. Nou wil ek vir die mense daar buite sê, en as jy dalk mense hier ook is, of mag wees, jy gaan een of ander tyd gekonfronteer word deur iemand oor hierdie. Dan gaan ek vir jou sê, daar is vergifnis beskikbaar. Daar is geen sonde wat God se genade nie kan oorweldig nie. Daar is geen sonde groter as die genade wat ons het in Jesus Christus nie. 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Herstel begin natuurlik by 'n belydenis, by bevryding. Jesus sê in Johannes 8 vers 36, as die Seun julle vrygemaak het, is julle waarlik vry. Nou is die vraag, hoe kan ek breek van hierdie verslawings en hierdie kettinge? Daar's bevryding vir jou ook in die bloed van die lam. Heiligmaking en 'n nuwe fokus, die geheim van oorwinning nou vir die mense en die mense daar buite, en die mense wat nie eens in kerke is nie. Wat is die antwoord? Wat is die resep? Die geheim is om oorwinning in jou hart te vul met die lig, met die woord van God, sodat daar geen plek meer is vir die duisternis in jou hart nie. Soos wat Filippense 4 vers 8 ook vir ons sê, gee die sleutel verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, daarop moet julle ag slaan. So wat is die antwoord? Wanneer die Satan kom en jou vlees rebelleer teen jou gees, van die woord, lees die woord, dink die dinge in die hemel en nie dit wat op aarde is nie. Sit Christelike musiek aan, en dit sal daai gedagtes gevangene neem, soos wat ons laas Sondag gesê het, dit sal hulle boei, dit sal hulle gevangenes neem, en jy bring daai sonde na Jesus Christus toe. Wanneer jy jou hart en jou gedagtes doelbewus vul met die dinge van God, en as daar huisrusie is, en dinge gaan moeilik in die huis,
en jy wil nou wyse raad hoor, en ek sal nooit vir iemand sê wat om te doen nie. Begin net bietjie om ware aanbiddingsgeestelike musiek te speel. Ek praat nie van nuwe wêreldse musiek wat mense verhef bo God nie. Ek praat van ware aanbiddingsmusiek. Speel dit in jou huis. As jy op jou siekbed is en jy's regtig siek, kyk wat is die gevolg daarvan. Begin met Bybelstudie. Begin met 'n Bybelstudie. Plaas daarvoor, jy moet gedissiplineerd wees. Jy moet weet dat dit net genade is wat jou kan red. En daarom delf jy in die woord. Begin sien wat die woord vir jou sê. Begin met dienswerk in die koninkryk. En daarmee sê ek nie net jy moet dienswerk by die of by daai kerk doen nie. Ek sê in die koninkryk van God. Gaan vertel vir die mense wat Jesus vir jou gedoen het. Al is dit net om te sê, hoorie, ek was een keer verlore gewees. I was once lost, but now I'm found. Al vertel jy net dit, dan verloor die duisternis sy mag oor jou. Ons almal weet wie is die duisternis. So wat is die praktiese riglyne om vry te raak? Wat kan jy vir iemand sê, as jy met 'n kind sit? Elke kind het iemand nodig, ten minste een groot mens, met wie hulle so 'n bietjie kan deel. Dit hoef nie jou eie ouer te wees nie, hoef nie jou eie kind te wees nie. Die grootste, die wonderlikste opwinding vir my as ek maandag en Vrydag, as dit nie skoolvakansie is nie, by die laerskool aankom en die kinders hardloop na jou toe en hulle druk vir jou en hulle deel met jou goed wat verstommend is, want hulle laerskoolkind maak makliker oop as hoërskoolkinders. Dit gee vir jou soveel plesier en dit bring vir jou genesing vir jou eie wondes wanneer jy iemand anders te help. Die eerste ding wat jy moet doen is jy moet erken dat jy 'n probleem het. Jy kan nie genees word as jy nie sê ek het 'n probleem nie. Dis die eerste stap wat jy moet sê, ek het hierso het ek 'n probleem. Die tweede ding is bely dit aan God. Jy hoef dit baie beslis nie aan mense te bely nie. Jy kan in jou binnekamer dit met God gaan sê. As jy dit met iemand wil deel en die Here sit op jou hart, niks fout daarmee nie. Maar die belangrikste is dat jy dit voor God bely en vir die Here vra om jou te vergewe, om jou nuwe krag te gee, om hierdie drange wat verkeerdelik aangewend word te vervang met goddelike seën. En glo my, jou huwelik sal sommer vinnig ook herstel en dit wat in die huwelik veronderstel is om te gebeur, sal sommer outomaties self terugkom. Breek met geheime. As jy wil, deel dit met 'n ware vriend of 'n mentor. Iemand wat lank op die geestelike pad is. Pas op om dit met iemand te deel wat nog jonk op die geestelike pad is, want daai persoon kan omdraai en teen jou gebruik of 'n storie bietjie bysit. Deel dit met iemand wat lank op 'n geestelike pad is. 'n Mentor. As jy 'n jong meisie is met 'n ouer dame, as jy 'n jong seun is met 'n ouer man wat al bietjie deur die skool van die lewe gegaan het, maar wat ook al lankal in hierdie pad van geloof staan. Deel dit. Ek gaan jou verbaas wees, jongeling, as jy met ou mense dit deel. Hoe beter antwoorde gaan hulle jou gee as sogenaamde geleerdes met titels en grade agter hulle naam, want hulle is al deur die skool van die lewe. Deel dit met iemand. En dan bou nuwe goeie gewoontes aan. Behalwe dat jy nou jou Bybel moet lees en moet bid. Raak betrokke. As jy wil, raak betrokke by 'n jeugaksie. Raak betrokke daarbey. Gaan koop vir jou fiets, gaan ry fiets, gaan draf. Dit op sigself gaan jou afval van hierdie verkeerde goed af. Met ander woorde, plant nuwe begeertes en nuwe doele in jou lewe. Onthou dat die arend is nie gemaak om saam met die hoenders hier in die stof rond te krap nie. Die arend is gemaak om daar bo te vlieg. En nou almal kan onthou die storie toe jy kind was van hierdie arend wat uitgebroei saam met die hoenders en gedink het is 'n hoender, totdat hy eendag 'n arend daar bo sien wat vlieg. Sê, "Sjoe, ek wens ek kan ook so vlieg." Net om te agter toe kom, hy is ook eintlik 'n arend. Die Here het ons nie gemaak om in die varkhokke en om in die hoenderhokke te wees nie. Hy is vir ons gemaak om te vlieg, solank ons net vir Christus vlieg en nie vir onsself nie. Geliefdes, ons is elkeen 'n kind
van die Allerhoogste. Jy is nie gemaak om vasgevang te wees in hierdie onreinheid nie. Ons leef in 'n dag vol tempels soos die tyd van die feeste. Dit lyk net so 'n bietjie anders as daai, maar dit is net so in die tyd van die feeste. Wees heilig, sê die Here, want ek is heilig. Die goeie nuus is, Jesus wil elke persoon kom rein maak. Hy wil vir ons elkeen 'n nuwe lewe gee. Ons het gelees in die stuk wat ons gelees het, die ou dinge, en maar nou is ons in die lig. Ons het verander. Daarom sê die psalmdigter ook in Psalm 51 vers 12, en hierdie psalm is dis Dawid geskryf, skep vir my 'n rein hart, o God, en vernuwe 'n regte gees binne my. Dit sluit so aan by die vers wat ons sê, skep vir my 'n rein hart. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, ons bely dat ons in 'n onreine wêreld leef vandag, Here. En dat ons harte, Here, so maklik besoedel kan word. Ek vra dat U vandag, Here, deur die Heilige Gees ons sal kom besoek, Here. En as daar enigiets is in ons lewe om dit weg te vat, om dit te vul met die Gees en dit wat goed is en rein is, omdat U goed en rein is. In die wonderlike naam van Jesus. Amen.